Goeiemôre familie, dis so lekker dat jy weer vanoggend saam met ons inskakel. Nou, as jy die vorige 2 oordeenkings gemis het, ons gesels hierdie week rondom die tema volg of vermy waar ons fokus op gesonde en ongesonde leierskap vanuit God se woord. En vandag wil ek sê dat in 'n wêreld word leiers dikwels geëer vir mag, vir beheer en vir resultate. En ongesonde leiers meet hulle sukses aan hoeveel mense hulle gehoorsaam aan hulle self kan kry of hoeveel wins hulle kan maak in die besigheid. Maar die Bybel stel vir ons 'n hele ander standaard. Jesus, wat die gesondste leier van alle tye is, wys vir ons dat ware gesag altyd deur diens kom. Gesonde leiers leef volgens hulle eie voorbeeld. Hulle lei nie om te beheer nie, hulle lei om te dien. En hierdie oordeenking vandag gaan ons uitnooi om ons eie motiewe weer te ondersoek en 'n styl van leiding te vind wat dalk anders lyk as wat die wêreld sin is. Gesonde leiers dien van 'n plek uit nederigheid. Gesonde leiers verstaan dat hulle invloed 'n instrument is en nie 'n beloning nie. Hulle vra nie hoe kan mense my eer nie, hulle vra hoe kan ek jou help groei? En Jesus het sy disippels gedien deur, ons het gesien, deur hulle voete te was. 'n Daad van nederige diens wat sy gesag versterk het. En hierdie nederigheid vorm die kern van gesonde leierskap. Ongesonde leiers kom en hulle sê ek gaan my mag gebruik om myself groter te maak. Maar wanneer 'n leier beheer gebruik om selfbelang te verhoog, plant hulle vrees, afgunstigheid en wantroue in hulle mense wie hulle lei. En mense volg dan nie vir die regte redes nie. Hulle volg uit vrees en nie uit vertroue nie. Hulle volg uit ek soek net die verhoging, ek soek net dit en nie werklik omdat hulle dalk daar wil wees nie. En die Bybel waarsku teen sulke leiers wat uit gierigheid of uit trots optree. Dis wat 1 Petrus 5 vers 2 tot 3 vir ons sê. Hulle sien mense as instrumente en nie as kinders van God nie. Maar wat doen gesonde leiers? Gesonde leiers fokus eerder op ander se groei. En Efesiërs 4 vers 11 tot 12 sê vir ons dat leiers geskep is om die heiliges toe te rus vir dienswerk. Nie om hulle eie status te bou nie, maar gesonde leiers se beloning is die groei van ander. Hulle erken elke persoon se unieke gawes en hulle help hulle om te ontdek en te ontwikkel. En dit is die basis van daai leierskap. Leiers wat kies om te dien, bou 'n kultuur van respek, van eerlikheid en van samewerk. Ongesonde leiers bou 'n kultuur van ongehoorsaamheid. En die Bybel wys dat mense eerder volg wie hulle vertrou en liefhet, nie wie hulle vrees nie. Kyk na Jesus. Mense wou rondom Jesus wees. Hy het 'n gesag gehad, hy het 'n nederigheid gehad, hy het 'n postuur gehad wat net wou dien. En gesonde leierskap word dus deur karakters en diens bepaal. So, ek wil jou vandag vra, gebruik jy jou invloed vandag op die regte manier? Of skep jy 'n agenda wat ander moet volg? Sou iemand wat dalk in jou span sê, jy is 'n leier wat dien, of 'n leier wat net die hele tyd selfverheffing soek? En hoe kan jy vandag iemand dien, bemoedig, sonder dat mense dit sien? En hierdie is groot, want gesonde leiers doen dinge wat ander mense dalk nie altyd sien nie. Dit gebeur agter die skerm. Ongesonde leiers, almal moet dit sien. Dit is op sosiale media, dit word verklaar en gesê, kyk, wat doen ek? Maar wat sê Jesus? Jesus sê vandag, dien, bemoedig, sonder dat mense dit dalk moet sien. Want dit is die ware postuur van 'n hart van 'n gesonde leier. Familie, ek hoop jy hoor wat ek vandag vir jou probeer sê. Kies vandag net een persoon en dien hulle. En kyk wat gebeur in jou hart. Maar doen dit op 'n gesonde manier, sonder dat enigiemand hoef te weet. Ek daag jou uit vandag. Kom ons bid saam.
Here, vanoggend is ons bewus, weer eens, dat U ons roep om te dien. Daar is 'n groot verwagting van die wêreld om nie dit te doen nie. Maar ons sien vandag uit U woord, dat U ons aanmoedig om dit te doen. Mag ons mekaar oprig, mag ons, soos wat Galasiërs 6 vers 2 sê, mekaar se laste dra. Here, want dan vervul ons U wet. Mag U ons vandag daarin help, in Jesus naam. Amen. Lekker dag vir jou.